vandag sê. Ons is hierdie week besig om oor die verlossende betekenis van die Ons Vader gebed na te dink. Ek wil vandag se meditasie begin met 'n stukkie nostalgie. Toe ek kind was, het my ma en haar susters, as hulle saam in die plaaskombuis was, om die Kersete voor te berei, almal tegelykertyd sonder ophou gepraat. Hulle het gedink hulle gesels, maar ek het as klein seentjie 'n vermoede gehad dat hulle nie eintlik na mekaar geluister het nie. Elkeen was te besig om haar opinies uit te spreek. Daar was nie nog tyd oor om na die ander te luister ook nie. Ek kon bitter min uitmaak van wat gesê is, maar een woord wat een van my tantes male sonder tal gebruik het, was die woord dinges. Dinges was haar naam vir enige mens wie se naam haar op daai stadium ontglip het. Ongelukkig het feitelik almal se name haar voortdurend ontglip, sodat jy 'n hele relaas oor 'n klomp mense wat as dinges bekend gestaan het, kon aanhoor sonder om te weet van wie sy praat. Dinges werk goed as jy nie die persoon wat so genoem word se aandag probeer trek nie. Gestel jy is tydens die kerkbazaar op die dorp en wil oom Piet roep om die pot curry afval nader te bring. Hy sal nie reageer nie, al roep jy hoe hard na dinges. As jy oom Piet roep, reageer hy. Om dan oom Piet se naam te onthou, is 'n genade. Net so is dit 'n genade om God se naam te ken. Daarmee kan ons sy aandag trek. Daarmee kan hy weet jy praat met hom. Israel het presies verstaan hoe 'n geweldige geskenk dit was dat hulle God se naam kon ken. Maar juis daarom was dit so belangrik dat hierdie naam opgepas word. As jy 'n skoon, skerp naald nodig het om 'n splinter uit jou hand te grawe, gaan jy hom nie eers gebruik om jou naam op 'n stuk klip te probeer graveer nie. Jy pas hierdie naald op. Hy het 'n kosbare doel. Dit is wat die woord heilig beteken. Dit beteken nie sonder sonde nie. Dit beteken op sy gesit vir gebruik in die teenwoordigheid van God. Daarom was die tempelgereedskap, wat mos nie self sonde kan doen nie, heilig. Jy het nie met die vurk wat by die altaar gebruik is, in jou tuin gaan spit nie. As 'n mens God se naam as kragwoord gebruik, hoe moet God later weet om te luister wanneer jy bid? Dalk dink hy jy is maar net weer besig om te vloek en druk hy by wyse van spreke sy ore toe. Dit sal 'n ramp wees. Dus moet ons eerste bede, ons diepste storg wees. Here, help ons dwaase mense om U naam heilig te hou, op sy te sit vir spesiale gebruik as ons met U praat, sodat as ons dit uitspreek, U sommer dadelik sal weet dat dit met U is wat ons praat. Want dit is ons verlossing, ons versorging, ons geluk, ons lewe, ons ewigheid wat op die spel is. Kom ons bid nou saam. Ons Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, omdat ons ook hulle vergeef het wat teenoor ons skuldig staan. En bring ons nie in die versoeking nie, maar red ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.